Hallo mense, ek is seker almal van julle wat vandag oor die 30 is sal hierdie kan onthou. Dit was natuurlik die Tazo kruis van die vroeë 2000s. Kinders het hulle ouers gesmeek om pakke en pakke Simba chips te koop as gevolg van die Tazos wat daarin is. In my laerskool was die Tazo kruis so erg geweest dat Tazos gebruik was as 'n tipe van 'n geldeenheid. Vir 3 Tazos sou iemand jou huiswerk doen. Vir 5 Tazos sou iemand vir jou 'n paai en 'n Coke koop. Die kind wat die meeste Tazos in die skool gehad het, was amper gesien as een of ander maffia-bos. As mens eintlik daaraan dink, was Tazos ons introduction tot gambling en entrepreneurskap gewees. Ek recall selfs 'n ouetjie wat soos 'n tipe van 'n boekie was. Hy het presies geweet wat se Tazos is wat werk. Een van hierdie is 3 van daai werk. Hy het natuurlik al die matches ook gemaak en jy het jou bets by hom ingesit. So ja, dit was 'n full-blown gambling operation gewees. Hoe die Tazo games gewerk het vir die van julle wat nie weet nie, is daar was 95 verskillende tipe Tazos gewees. Metal, silver, gold en clicks. En dit was ons grootste begeerte om al 95 in 'n album te hê. So jy dan jou ekstra Tazos gebie vir Tazos wat jy nog nie het nie. En wat ons gedoen het is, die Tazos wat jy gebie het jy onderste bo gesit. En jou opponent het daai hoopie dan met sy Tazo gegooi. En as hulle face-up geland het soos hierdie, dan wen hy daai Tazos. Maar nou natuurlik hoe kinders is, het ons al hoe meer begin laat kom vir klasse, al hoe meer buitemuurse aktiwiteite begin skiep. Maar ek meen, ons was besig om Tazo kompetisies te reël. So die onderwysers het besluit, hulle sal iets moet doen. En tot vandag toe weet ek nie presies wat gebeur het nie, maar ek sal nooit vergeet, een oggend kom ek by die skool aan, en omtrent 90% van die kinders se Tazos is weg. En ek het later 'n voeltjie hoor pleit, dat iemand blykbaar die ouers ingelig het, dat Tazos van die duiwel af is. En net so was dit toe die einde van die Tazo era gewees. Komment as julle dit nog kan onthou. Cheers!